Man in die rolstoel, episode 9. Dit is ongeveer 5:00 die middag, toe Carmen uitkyk en die seun met die Rottweiler sien verbystap. Flippy Badenhorst. Sy het al tevore met hom te doen gehad. Sy ken sy omstandighede. Flippy en sy ouma is in die kerk waar sy berading doen. Natuurlik het sy dadelik 'n sagte plek vir hom gekry, toe sy gehoor het dat hulle familie ook die slagoffers van 'n plaasaanval was. Hoe sy ouers die Badenhorst egpaar te hulp gesnel het, toe hulle die skote oorklap het en self met hulle lewens betaal het in die proses. Flippy se sussie, wat in die klomp se kloue beland het en daarna vermoor is. Ouma, wat dadelik papiere laat regmaak het om hom aan te neem en hom nou as haar eie seun in hulle familie grootmaak. Die oulike jong dominee van die kerk het Flippy onmiddellik ingetrek by al die jeugaktiwiteite en toe het hy vir Carmen gevra om tydens een so geleentheid 'n bietjie spesiaal met hom te gaan sit en gesels, seker te maak dat hy alright is en dat hy goed genoeg en lekker inpas. Behalwe dat Carmen seker is dat niemand ooit weer alright kan wees na wat hy gesien en beleef het nie. Snippers lê op die kussing in die kombuis en slaap. Carmen stap by die voordeur uit en maak dit agter haar toe. Sy stap na die tuinhekkie en roep van agter die heining na die mannetjie. Hy steek vas en die honde sleep hom eers 'n paar tree agter hulle aan, voordat hulle agterkom dat die jong baasie wat hulle aan die leibande hou, probeer om hulle terug te hou, te stop en om te draai. En toe is hulle nogal kwaai toe hulle sien dat daar 'n ander mens agter 'n heining is wat hulle spoed kom breek het. Staan Mila en Simba, raas die ouetjie met hulle. Hy's lank soos die meeste seuns van sy ouderdom, maar hy's vreeslik skraal. Sy gesig verhelder, want hy onthou haar. Hallo Tannie Carmen. Hallo Flippy, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie Tannie. Lekker om te sien dat hy nie meer so skaam is nie. Geniet jy jou vakansie of mis jy die skool? Vra sy. Ek mis nie die skool nie, ek is baie besig, antwoord hy ernstig. Nou toe, vertel vir my wat dit is wat jou so besig hou. Ek skilder Tannie, ek maak vir die hele familie skilderye vir Kersdag. Die hele familie? Vra Carmen, so hulle kom almal na julle toe vir Kersfees? Nee, ons wil eintlik plaas toe gaan. Dit is nou as ons mense kan kry wat na die honde sal kyk terwyl ons weg is. Nie almal sien kans vir groot honde soos Rottweilers nie. Flippy tik trots op die honde se rug. My oom sê hulle is plaashonde. Die honde het ruimte om hulle nodig om te kan hardloop, asem te haal en van hulle energie ontslae te raak. Dit is vir Carmen lekker om te hoor hoe spraaksaam die mannetjie vandag is. Sy vra, nou hoe voel jy daaroor? Flippy draai sy kop skeef. Miskien voel ek ook 'n bietjie soos die honde, behalwe dat ek nie wil hê die oom moet hulle plaas toe vat nie. Ek wens eerder dat ons almal nog op die plaas kon gebly het. Nie die plaas waar die lelike dinge gebeur het nie, ouma hulle se plaas nie, maar daarby die oom se plaas, by Ruben en Jachem hulle in Botawil. Nou wat is beter op 'n plaas as om hier in die dorp te bly, vra sy. Daar is soveel meer om te doen, Tannie, en Ruben en Joachim is daar, hulle is my neefies, maar hulle is ook my beste maats. En het jy nog nie nuwe maters hier op die dorp gemaak nie? Ek het al kinders leer ken, maar die kinders op die dorp is anders as daar op die plaas. Flippy bly skielik stil. Hoekom dink jy so, Flippy? Vra Carmen besorg. Hy staan lank en dink voordat hy antwoord. Hierdie kinders wil nie bal skop en speel nie. Hulle wil net daar in die parkie sit en chill, niks doen nie. Carmen weet wat dit is wat die kinders in die parkie doen. Hulle rook daar, boom en dagga. Duidelik is dit iets wat hierdie ouetjie nie wil doen nie. Flippy, nou voordat jy verder stap, ek het vandag oom Harties van Langsaan se hondjie daar by die veearts gaan oplaai. Terwyl ek daar was, het iemand 'n advertensiepapiertjie daar kom opsit. 'n Oom, wie se seuns blykbaar vir sakgeld na honde en troeteldiere sal kyk vir mense wat wil weggaan met vakansie.
Miskien moet jy en jou ouma daar gaan hoor, en dit sal dalk goed wees as julle die hondesitters voor die tyd oornooi, sodat hulle die ratties net 'n bietjie beter kan leer ken terwyl jy en die ouma by is. Tannie, dis 'n slim plan, en baie dankie, ek sal vir ouma sê dat ons kan gaan hoor. Ek is so bang ons kry niemand om na die honde te kyk nie, en dan sal my ouma nie wil gaan kuier nie. Sy sal sê ek moet alleen saam met die neefies gaan, en as sy bly, gaan ek ook nie plaas toe nie. Hoekom nie, Flippie? Ek is seker jou ouma sal alright wees met 2 sulke eislike waghonde om na haar te kyk. Nee, Tannie, dit is Kersfees, en ek sal nie my ouma alleen by die huis los oor Kersfees nie. Wel, vind uit of die Langman kinders na julle honde sal kan kyk, en dan kom sê jy vir my. Carmen maak die hekkie oop en stap na die honde toe. Plaaskind wat sy is mos gewoond aan groot honde, boerboels en rottweilers soos die, en wie weet watter groot honde nog. Sit Simba, sit Mila, beveel Flippie, en die 2 sak op hulle alies af. Onder die seun se wakende oog streel sy oor hulle koppe en sê, jy moet Simba wees, want jy is so groot soos 'n leeu, en hierdie mooi swart noontjie is waarskynlik Mila. Hallo Mila. Die honde is goed geleer en vriendelik, en Carmen besluit, as die Badenhorste nie iemand kry wat bereid is om na die honde te kyk nie, sal sy dit vir hulle doen, maar dit hoef die kind nie nou al te wees nie. Miskien is dit goed as hy die Langman kinders ontmoet, veral omdat hulle nie te ver van hier af bly nie. Hulle is nou wel meer Engels, en hy is Afrikaans, maar dalk is dit net die vriende wat hy nodig gaan kry om sy lewe hier in die stad soveel beter te maak. Rion sien die vrou en die kind met die honde van ver af, terwyl hy in die lang straat aangery kom. Sy hart doen 'n snaakse ding in sy borskas, toe hy sien dat sy haar oefenklere aan het. 'n stywe pink toppie en 'n ski-tipe langbroek, wat die kontoure van haar seksie lyfie wys. Haar ligte hare is in 'n ponysterk doer bo op haar kop vasgemaak, en sy lyf dreig om met hom saam te gesels, toe hy daaraan dink dat sy waarskynlik later daardie klere van haarself gaan afstroop, om daarna in 'n bad te klim of te gaan stort. Kom Rion, hou jouself in. Hy was nog nooit 'n los lyf vryer nie, maar hy is oop vir lakenplesier as die regte geleentheid hom voordoen en die regte persoon sy pad sou kruis. Daardie perfekte storm wat helaas 'n bietjie lanklaas oor hom losgebars het. Hy het lanklaas 'n vrou gesien wat hom 2 keer laat kyk het. Miskien is sy storm en drangjare verby. Op 45 is hy dalk nou 'n regte ou jong kerel. Jy word nie 45 jaar oud en word die prins in 'n feeverhaal of die ridder in iemand se perfekte romansa nie. En veral is jy nie iemand op 'n droom bruidegom kompetisie nie. Nee, jy word 45 jaar oud en bly ongetroud, omdat jy tot die dood toe sinies is oor liefde en die lewe. Omdat jou eie ma 5 keer getroud was, en jy al 17 haar liefdesverhoudings met groeiende skeptisisme dopgehou het, en elke keer het sy vir jou vertel, hierdie is meneer presies reg. Jy weet nie eers vir jou eie paas nie. Dit is hoekom hy so lief was vir Tannie Lelani en oom Piet, sy Piet-ouers. Die mense by wie sy ma hom afgelaai het, wanneer sy gaan dans het en vryers huis toe geneem het. Tant Lelani, oom Piet en die kinders was 'n normale gesin, gestroud vir soveel jare net met mekaar. En toe oom Piet skielik heen is, het tant Lelani gekies om op haar eie aan te gaan. Vervelig het Rion se ma gereeld uitgeroep, "What a waste of a good life." Natuurlik het ma al 5 keer gebel om te hoor wat Rion doen vir Kersdag. Hy moet die middag daar by haar en oom Reinie gaan eet. Hy kan mos nie Kersdag alleen deurbring nie, en die aftreeplek waar sy bly is net hier om die draai. Hy kan, en hy sal Kersdag alleen wees. Watch hom. Dankie ma.
Buitendien, dit is nou eers die 10de Desember, so baie kan nog gebeur voor Kersdag. Hy wil nog 'n paar skerminkels aan die kaak ook stel, jy weet. Rion waai vir Carmen, terwyl hy wag dat die garagedeur voor hom moet oopgaan. Sy waai terug en kyk die donker seun met sy groot honde agterna. Wanneer die deur voor hom oopgaan, ry hy in. Hy wag dat die deur nou weer agter hom toe gaan, voordat hy uitklim, sy 101 pakkies agter die kar uithaal en by die kombuisdeur instap. Natuurlik het hy gekies om sy inkopies in Centurion naby sy huis te gaan doen, met sy gewone Ford dubbelkajuit bakkie, nadat hy weggery het by die projek waarmee Sean van nou af alleen sal aangaan. Toe is hy na sy plek toe. Daar het hy tant Lelani se karretjie uit die garage getrek, die bakkie langs die Maserati gaan parkeer en al sy krandeniersware oorgelaai in die kar met die gemonteerde rolstoel op die dak. Hy het genoeg gekoop vir 'n hele maand, behalwe dat hy beoog om taamlik gereeld van Uber-etes ook gebruik te maak om kos af te lewer. Hy koop nooit so baie goed op 'n slag nie. Die winkels hier in Centurion is om met draai van sy huis af. Maar met Kersfees daar beoog hy om ondergronds te gaan. Hy is in elk geval nie 'n partytjie poepel nie. Hy sal eerder oor Kersfees iewers langs Mosambiek se kus in 'n daktent en onder sy gazebo stoksiel alleen gaan sit en mif en so af en toe 'n stok in die water nat maak of sy lyf. Die dat hy sy bakkie so geniet, nie meer so net nie, 4x4 vir die slegte paaie en die perfekte kamp ding. Maar vanjaar is hy nou hier in Pretoria, in Gangster Paradise. Ag, what the heck, Gangsters Paradise is eintlik oral, seker daar in Mosambiek, waar hy soms gaan mif ook. Met al die pakkies uiteindelik in die kombuis en op die rakke, skakel hy die ketel aan om vir homself koffie te maak. En toe dink hy daaraan dat hy tog graag 'n woord of twee met Carmen sou wou praat. Hy was verbaas om haar te sien uitreik na die groot honde waarmee die seun daar rondloop. Sulke stadsmeisies is mos nie gewoond aan honde so groot soos leeu's nie. Hy kan nogal wonder oor haar. Sy ry 'n ouer model BMW. Die ding is nie sleg opgepas nie. Sy gaan waarskynlik soms na 'n werk toe, of so lyk dit as hy haar met 'n laptopsak sien uitstap en dan later sien terugkom. In die paar weke wat hy al hier gewoon het, het hy haar nog net een keer met 'n man daar gesien, en dit was mos verlede Saterdag. Net toe hy wil begin jaloers voel, kom hy agter dit was haar broer, en blykbaar was die se vrou toe mos ook daar. Hoekom sal iemand so mooi en sexy soos sy nie 'n man in haar lewe hê nie? Nie 'n man nie, gelukkig ook nie 'n vrou nie. En verseker is daar nie vriende wat haar drempel deurtrap nie. Maar dit verstaan hy eintlik al te goed. Behalwe vir kollegas en vriend Sean is hy ook 'n alleen mens. Terwyl hy in die SAPD was almal se drinkerbroers. Vriende kan jy hulle seker genoem het. Daar was so af en toe ander kuierbuddies ook. Min het gebly soos Babs en haar man, en Sean en sy vrou. Ag wat, dit is nie belangrik genoeg om te probeer tel hoeveel vriende hy eintlik het nie. Dit maak nie saak nie. Vir wat is hy dan so nuuskierig oor 'n vreemde, mooi vrou wat oor kan die straat van sy tydelike huis af bly? Nee, dit is glad nie belangrik nie. Al gaan sit hy op een van die eetkamerstoele en loer verby die gordyn in die rigting van haar huis. En daar is sy nou in die voortuin met 'n klein Jack Russell hondjie by haar. Waarskynlik oom Hartie se diertjie, want die dingetjie het 'n verband om sy lyfie. Nes sy gedink het, tipies moeder Teresa, het sy seker aangebied om die hondjie in te neem. Wel, as dit die geval is sy in elk geval op haar eie, want hy wat Rion is, kan net nie vatplek kry aan klein keffende hondjies nie. Miskien omdat sy ma altyd met 'n jolkie in haar arms geloop het, mamma se ou kindertjie, wat in haar kamer en in haar bed geslaap het, en as hy soms voor haar gebuk het om haar te groet, het hy net hond geryk aan haar. Nee, dankie, en bye Carmen, hê 'n goeie lewe.
Hy laat sak die gordyn en besluit om gister al van haar te vergeet. Dit is beter so. As hy die dag hier wegtrek, teruggaan na sy normale omstandighede, mag sy dalk net soms aan hom terugdink as die man in die rolstoel, wat vir 'n kort rukkie oorkant haar gewoon het, en hopelik kan sy hom ook daarna heeltemal vergeet. Word vervolg.